Kom ons bestudeer God se woord met die preek getiteld Ons toekoms en profeseë. Wat is die toekoms van diegene wat in God glo? Misluk hulle as hulle iets probeer? Wat ons toekoms betref, het God vir ons baie woorde in die Bybel gegee. Hy het 'n wêreld voorberei waar daar geen dood meer sal wees nie. Daardie wêreld sal gevul wees met oorvloedige vreugde en geluk. Die apostel Johannes het 'n openbaring gesien en dit in die Bybel opgeteken. Daar staan in Openbaring geskryf dat God vir hemelse kinders 'n heerlike wêreld voorberei het wat vol pragt is. Toe Jesus 2000 jaar gelede gekom het, het hy gesê, my Vader se huis het baie kamers. Jesus het ons laat weet dat hy hemel toe gaan om vir ons plek voor te berei. Watter soort woonplek is dit? 'n pragtige wêreld wat nie met die huidige lewe vergelyk kan word nie, is vir ons voorberei. Om dit te bereik, het God baie profeseë in die Bybel gemobiliseer. Mense vind hul toekoms in wanhoop, ervaar slegs die swaar kry, probleme en lyding. Dit is hoekom mense sê, daar is geen toekoms nie. Daar is duisternis wat voorlê. Aangesien God 'n briljante toekoms vir ons voorberei het, moet ons nie sulke uitdrukkings gebruik nie, of hoe? Vandag in verband hiermee, kom ons kyk na God se woord in Jesaja hoofstuk 14. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 14 vers 24. Kom ons kyk na vers 24. Die Here, heerser oor alle magte, het 'n eed afgelê met die woorde. God sweer nie dikwels nie. Dit is nie algemeen nie. Kom ons kyk mooi na wat hy volgende sê, want dit moet baie belangrik wees. Die Here, heerser oor alle magte, het 'n eed afgelê met die woorde, soos ek iets bedink. Wat gaan gebeur? So sal dit gebeur. God het gesweer dat dit sekerlik gedoen sal word. Dan, wie se woorde is die Bybel? Dit is God se woord en gedagte, is dit nie? Dit is ook God se bestuur wat hy wil bereik. Daarom bevat die Bybel God se gedagtes en bestuur. Kom ons sien weer vers 24. Die Here, heerser oor alle magte, het 'n eed afgelê met die woorde. Soos ek iets bedink, so sal dit gebeur, soos ek beplan. Wat gaan gebeur? Kom dit tot stand? Dan, as God beloof om aan ons die ewige koninkryk van die hemel te gee, 'n briljante toekoms en oorvloedige vreugde, sal dit alles waar word. Is die beloftes van God nie anders as een of ander leë belofte wat in 'n fantasie uitgegooi word nie? Al sweer 'n man 'n eed, ander moet glo wat hy sê, maar hier, wie het gesweer? God het gesweer. Ons moet absoluut glo dat al hierdie dinge sekerlik volbring sal word en ywerig sal hardloop vir die beloning wat God beloof het om ons te gee. Kom ons kyk eers na die woorde van God in Openbaring hoofstuk 21 aangaande ons toekoms. Openbaring hoofstuk 21. 'n 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 'n
Kom ons sien Openbaring hoofstuk 21 vers 4. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog. En die dood sal nie meer daar wees nie, ook nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Ons kan sê dat dit 'n voorbeeld van ons toekomstige wêreld is wat God ons beloof het. Wat sal daar wees? Daar sal geen dood wees nie. Wat anders? Daar sal geen rou wees nie. Wat anders? Daar sal nie gehuil word nie. Ook sal daar geen pyn wees nie. Dit is die wêreld wat hy vir ons voorberei. Hier op hierdie aarde is daar baie pyn, lyding, moeilikheid en benoudheid. Maar die koninkryk van God is 'n plek waar daar nie meer pyn of lyding of rou of droefheid is nie. Om meer in besonderhede te verduidelik, sal God ons toelaat om 'n lewe te hê wat oorloop van vreugde en opwinding in 'n wêreld waar ons nie oud sal word nie. Ook nie ouer sal word nie en waar daar geen beperking in tyd en ruimte sal wees nie. Wie se plan is dit? Dit is God se plan. Die Here, heerser oor alle magte, het 'n eed afgelê met die woorde: soos ek iets bedink, wat gaan gebeur, so sal dit gebeur soos ek beplan. Wat gaan gebeur? Kom dit tot stand. Dit is ons toekoms. God het deur herhaalde ede verklaar dat hy dit sal bereik. Ons fokus dikwels net op wie ons vandag is en ons huidige omstandighede en dryf onsself in klagtes en lyding in. Ons moet ons egter nooit in sulke pynlike situasies laat verval nie. As ons nie aan daardie wonderlike plek en daardie wonderlike wêreld kan deelneem nie, hoe jammer sal dit tog wees. Kom ons gaan voort met vers 5. Kom ons kyk na vers 5. Hy wat op die troon sit, het gesê: "Kyk, ek." Wat doen hy? Maak alles nuut. Ons sal nie in hierdie vorm lewe nie, maar ons sal in 'n nuwe wêreld leef. God het gesê dat vlees en bloed nie daardie geestelike wêreld sou binnegaan nie. Alle dinge sou vernuwe word. En hy het ook gesê: "Skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is." God lei ons na hierdie wêreld. Kom ons kyk na vers 7. Kom ons kyk na vers 7. Wie oorwin sal hierdie dinge beerf en ek sal sy God wees en hy sal my seun wees. Maar vir die lafhartiges, ongelowiges, losbandiges, moordenaars, hoereerders, towenaars, afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is die brandende poel van vuur en swaal, dit is die tweede dood. Ons moet nie sulke mense wees nie, maar ons moet eerder na die helder wêreld gaan wat hy vir ons gewys het. Stem jy nie saam nie? Kom ons gaan aan na hoofstuk 22. Hoofstuk 22 vers 1. Toe het die engel aan my 'n rivier met die water van die lewe gewys. Dit was helder soos kristal en het gestroom uit die troon van God en die Lam. In die middel met die hoofstraat aan die een kant en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe, wat 12 keer vrugte dra, elke maand dra dit vrug. En die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal geen vloek meer wees nie. Die troon van God en die Lam sal in die stad wees, en sy diensknegte sal hom dien. Hulle sal sy aangesig sien, en sy naam is op hulle voorkoppe. Daar sal ook nie meer nag wees nie. Die behoefte aan die lig van 'n lamp en die lig van die son sal nie meer bestaan nie. Omdat die Here God hulle sal verlig en hulle vir ewig en ewig as koning sal heers. Op hierdie aarde het almal verskillende sosiale posisies. God het egter reeds ons lewe in die hemel bestem.
Wanneer hierdie tyd van ons geloofslewe eindig, waarheen sal ons gaan? Ons sal na die ewige koninkryk van die hemel gaan. En ons sal nie net een van die hemelse mense wees nie. Ons sal vir ewig as konings regeer. Om dit eenvoudig te stel, elke oomblik van die geloofslewe is die tyd wat aan ons gegee is deur God wat wil hê dat ons as konings in die hemel moet regeer. Terwyl ons dit in gedagte hou, moet ons vandag se swaar kry en hartseer oorkom en die koninkryk van God binnegaan. Dit is hoekom die Bybel vir ons baie leringe gee wat sê, ons moet dit nie doen nie, of ons moet nie daardie ding doen nie. As ons sulke mense word, kan ons die ewige koninkryk van God beerwe. Dit is alles in die Bybel geskryf. Ons hou dus vandag die Sabbatdag volgens God se gebooie. Die vroulike lede dra 'n sluier. Ons hou ook die feeste. Ons gehoorsaam al die regulasies van die nuwe verbond en verkondig die evangelie. Al hierdie dinge stapel seëninge op vir die toekoms, is dit nie? Kom ons blaai na Openbaring hoofstuk 21 vers 21. Kom ons kyk na hoofstuk 21 vers 21. En die 12 poorte is 12 parels. Elkeen van die poorte is uit een parel gemaak. Die hoofstraat van die stad is van, waarvan was dit? Suiwer goud, so blink soos deurskynende glas. Mense hou van goud, reg? Wanneer ons egter hemel toe gaan, sal dit nutteloos wees. Vers 22. Die tempel het ek egter nie in haar gesien nie, want die Here God, die Almagtige en die Lam is haar tempel. Kom ons kyk na vers 23. Ook het die stad nie die son en die maan nodig om haar te verlig nie, want die heerlikheid van God het haar verlig en die Lam is haar lamp. En die nasies sal leef in haar lig, en die konings van die aarde sal hulle heerlikheid na haar toe bring. Haar poorte sal bedags nie gesluit word nie, en daar sal ook nie meer nag wees nie. Hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies na haar toe bring. En niks wat besoedel is, en niemand wat iets gruweliks en vals gedoen het, sal ooit toegang tot haar kry nie, slegs hulle wat opgeteken is in die boekrol van die lewe van die Lam. Die Bybel leer ons dat slegs diegene wie se name in die boek van die lewe geskryf is, hierdie glorieryke wêreld kan binnegaan. Wie se planne is dit? Hulle is God se planne. Dit is ook wat God bestem het. Om ons na hierdie wêreld te lei, sodat ons vir ewig en altyd kan regeer, gee God aan elkeen van ons eie lewens. Almal het swakhede wat net hy ken. Aangesien God alles weet, het hy hierdie persoon hierdie swaar kry gegee om hom sterker te maak, deur reg te stel wat verkeerd is. Hou dit asseblief in gedagte dat God ons vandag se lewe gegee het om aan te vul wat ons kort. Ek hoop dat julle almal vandag se lewe sal oorwin met die geloof dat die hemel sekerlik bestaan. Is dit nie hoekom die Bybel ons uitlanders en vreemdelinge uit die hemel noem nie? Kom ons blaai na Hebreërs hoofstuk 11. Hebreërs hoofstuk 11 vers 13. Al hierdie mense het in geloof gesterf sonder om die beloftes te ontvang. Maar hulle het dit van ver af gesien en verwelkom, en bely dat hulle uitlanders en vreemdelinge op die aarde is. Op aarde beteken in hierdie wêreld. Hulle het gesê, hierdie aarde is nie my tuiste nie. Dit is nie my land nie. Hulle het hulself as uitlanders en vreemdelinge beskryf. Kom ons kyk na vers 14, want die wat sodanige dinge sê, gee te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland.
En as hulle nog aanhou dink het aan daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou hinker hulle na 'n beter een. Wat is die beter land? Die hemelse een. Die ewige koninkryk van die hemel, die beter land, is ons ewige tuiste. Die meerderheid mense weet nie waar hulle vandaan kom nie. En hulle weet nie waarheen hulle op pad is nie. God ken egter die begin en die einde van ons bestaan. Waar sê God vir ons ware tuisdorp is? As ons tuisdorp die hemel is, hoekom het ons as uitlanders en vreemdelinge na hierdie aarde gekom? Ons was immers in die koninkryk van die hemele, maar ons het na hierdie aarde gekom weens ons sondes. Nadat ons ons lewe op hierdie aarde genadiglik volgens die wil van God gelewe het, kan ons terugkeer na die ewige koninkryk van die hemel. Ek hoop dat ons nooit hierdie glorieryke wêreld sal mis nie. En Lukas noem dit nie hemel en hel in die gelykenis van die ryk man en Lazarus nie. Die ryk man het God nie goed geken nie en het nie geloof in God gehad nie. Om hierdie rede het hy in die ewige hel gelei. Ek bid dat nie een van ons hemelse familielede ooit na so 'n plek sal gaan nie. Wat ons toekoms betref, het God vir ons hierdie woorde in die Bybel gegee. Om vir ons na die heerlike plek te gaan, is daar sekere dinge wat God vir ons voorberei het om op hierdie aarde te doen. Ons moet hierdie pad volg. Indien nie, kan ons nie daardie glorieryke wêreld binnegaan nie. Daarom het God na hierdie aarde toegekom en die lam geword, sodat ons hom kan volg. Daarom in Openbaring hoofstuk 14, wat sê die Bybel vir ons om te doen? Dit sê vir ons om die lam te volg waar hy ook al gaan. Ook wanneer ons uit Micha hoofstuk 4 vers 1 lees, wat moet ons doen wanneer hy ons sy weë in die laaste dae leer? Ons moet sy leringe volg. Hoekom is dit? Waarheen lei hy ons? Na die ewige koninkryk van die hemel, ons moet daardie wêreld sien. 'n Lidmaat het vandag baie vrugte gedra, dit is 'n goeie ding. 'n Lidmaat is al 10 jaar of 20 jaar in die waarheid, dit is ook 'n goeie ding. Wat egter belangrik is of ons vandag volgens Vader se wil leef of nie. God het gesê dat sy gedagtes en sy plan sekerlik vervul sou word. Dat God hier die heerlike koninkryk van die hemel vir ons voorberei en vir ons die weg gewys het. Hebreërs hoofstuk 9. Kom ons kyk na vers 15. Kom ons kyk na Hebreërs hoofstuk 9 vers 15. Aangesien daar 'n dood was as losprys vir die oortredings ten tye van die Eerste Testament, is hy juis daarom. Dit is Jesus Christus. Hy is middelaar van 'n Nuwe Testament sodat die wat geroep is. Met ander woorde, hulle is die hemelse kinders. Wat geroep is. Wat kan hulle ontvang? Die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Die beloofde ewige erfenis is 'n belofte om die koninkryk van die hemel aan sy kinders te gee, is dit nie? Om hierdie belofte te vervul, watter soort verbond het God die middelaar geword? God het die middelaar van die nuwe verbond geword om daardie werk te volbring. Kan diegene wat nie in die nuwe verbond is nie die ewige koninkryk van die hemel binnegaan? Is dit nie hoekom ons die nuwe verbond ywerig moet beoefen nie? Ons hou die Sabbatdag, die Pasga en die feeste.
Ons volg ook die doop van die nuwe verbond. Is die lewe van 'n lewe van gehoorsaamheid aan al God se leringe nie ter wille van ons toekoms nie? Ons moet almal ons bes doen om nie lui te wees nie. Kom ons kyk wat God in die nuwe verbond beloof het deur na Jeremia hoofstuk 31 vers 31 te gaan. Kom ons kyk na hoofstuk 31 vers 31. Kyk, daar kom daar, is die uitspraak van die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda, wat sal hy maak? 'n Nuwe verbond sal sluit. Die rede waarom God die nuwe verbond aan die mensdom gegee het, is sodat ons die ewige koninkryk van die hemel kan beerwe. Is dit nie hoekom hy met die nuwe verbond na hierdie aarde gekom het nie? Onderhou mense nietemin die Sabbat van die nuwe verbond? Nee, hulle doen nie. Wat van die Pasga van die nuwe verbond? Het hulle Sion van die nuwe verbond of die feeste van die nuwe verbond? Die wêreld hou nie een van hulle nie. Is al die beloftes in die Bybel nie vandag God se beloftes aan die kinders van Sion nie? Is dit nie hoekom ons preek en dink, kom ons gaan na die pragtige wêreld wat God vir ons voorberei het nie? Kom ons gaan voort met Jeremia hoofstuk 31. Kom ons gaan aan na hoofstuk 31 vers 33. Nee, dit is die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, is die uitspraak van die Here. Ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. God het gesê, ek sal my wet in hulle binneste gee. Wat is hierdie wet? Dit is die wet van die nuwe verbond. Dit is ook God se plan wat sekerlik vervul sal word. Kom ons kyk na vers 34. Hulle sal nie meer elkeen sy medemens of sy broer leer en sê, ken die Here nie. Want hulle almal sal my ken, van die kleinste tot die grootste onder hulle, is die uitspraak van die Here. Want ek sal, wat sal hy vergewe? Hulle sondeskuld vergewe en aan hulle sonde sal ek nie weer dink nie. Deur die nuwe verbond sal God ons sondeskuld vergewe en ons sondes wegneem. Aangesien die nuwe verbond so 'n kosbare waarheid is wat ons toekoms verhelder, hou ons nie die Sabbat en die Pasga van die nuwe verbond nie. Die toekoms wat aan ons gegee word, is werklik pragtig en briljant. Alhoewel ons dalk nie 'n hoë posisie in hierdie wêreld beklee nie, ontwerp God ons toekoms as die konings van die hemel. Laat ons dus nie net aan vandag se lewe vashou nie, maar na die hemel hardloop. Die Bybel sê die tyd wat aan 'n man gegee word, is 70 jaar of 80 as hulle krag bly. Dit is die gemiddelde lewensduur. Dus, diegene wat die nuwe verbond gedurende daardie 70 tot 80 jaar geleer het, is waarlik geseën. Baie mense het egter nog nie so 'n seën ontvang nie. Sê God nie vir ons om hierdie evangelie in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde te verkondig nie. Kom ons preek ywerig. Deur dit te doen, laat ons diegene wat in die wêreld van duisternis is na die wêreld van lig lei, sodat ons hand aan hand kan gaan na 'n briljante toekoms. Ons is in die nuwe verbond. Ons het ook hemelse moeder wat die werklikheid van die nuwe verbond is. Kan daar dan 'n heerliker plek in die wêreld wees? Aangesien dit so 'n wonderlike plek is, het God dit nie aan ons voorgestel nie. Waar het God vir ons gesê om in te gaan? Ons moet luister na die stem van God wat so 'n briljante toekoms vir ons voorberei het. Kom ons kyk na Jeremia hoofstuk 4 vers 5. Kom ons kyk na hoofstuk 4 vers 5.
Bring berig in Juda, kondig dit aan in Jerusalem, en sê, blaas ramshorings in die land. Roep uit volle bors, en sê, kom by mekaar, laat ons die versterkte stede binnegaan. Wat is die naam van die versterkte stad? Dit is Sion. Hou 'n banier omhoog in die rigting van Sion. Soek skuilings. Die Bybel leer ons om vinnig na Sion, die versterkte stad, te gaan. As dit God se woord is, wat moet ons doen? Sion is waarlik 'n heerlike en pragtige plek. Gee God ons nie die seën van die ewige lewe, verlossing en die vergifnis van sondes in Sion nie. Is ek en jy nou in Sion? Ja, ons is in Sion. Kom ons gee ewige dank, eer en eer aan God Elohim, God die Vader en God die Moeder, wat ons na Sion geroep het en altyd fokus op die toekoms wat vir ons geprofeteer word. As ons onsself verdrink in huidige swaar kry en dink, ek ervaar hierdie swaar kry of ek ly aan hierdie pyne, kan ons toekoms verloor. Ek hoop dat al ons hemelse familielede die ewige lewe en seëninge in die heerlike koninkryk van die hemel sal kan geniet waar daar geen dood, rou of pyn meer sal wees nie, maar vreugde en geluk pragtig sal blom. Waar is ons tuisdorp? Dit sê dat ons tuisdorp die koninkryk van die hemel is. Laat ons nie die koninkryk van die hemel verloor nie. Ek vra al ons hemelse familielede om ewige dank, eer en glorie aan God die Vader en God die Moeder te gee dat hulle ons die nuwe verbond geleer het, sodat ons na die koninkryk van die hemele kan gaan. Ek sluit graag vandag se preek af. Dankie.